en baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is baie wonderlik dat julle nog steeds op hierdie manier kan inskakel en ons praat vandag saam oor Palmsondag. Vandag is Palmsondag. Dit is vir ons 'n spesiale diens ook. So baie dankie dat julle op hierdie manier inskakel en ek hoop dat dit regtig 'n besondere diens vir jou sal wees en dat jy sal weet dat die Here regtig 'n afspraak het ook met jou. Daar waar jy is, dat hy vandag met jou wil kom praat. Vriende, net 2 belangrike afkondigings ook, waaraan ons julle baie graag wil herinner. Ons wil baie graag julle herinner aan ons Goeie Vrydagdiens, 3 April. Dit begin al om 8:00. Dit is hoekom ons julle net wil herinner. Dit is 8:00, Vrydagoggend en ons het ook nagmaal. En dan direk na die diens gaan ons die kruis dra, so om die blok, soos dat ons al die jare doen. En ons nooi julle, indien dit moontlik is, dat julle dit ook saam met ons kan kom doen. En dan ons sonsopkomsdiens is Sondagoggend 5 April en dit is om 6:00 die oggend by LC de Villiers en die location presies sal nog vir julle gestuur word. Op al die groepe se hou dit net dop. En dan ook daardie Sondagse diens is weer normale tyd 9:30, maar ons vra julle om julle blommetjies te onthou en dit saam te bring kerk toe indien julle kan, en dan bring ons dit vorentoe na die kruis toe ook op daardie oggend. En dit is ons afkondigings vir vanoggend. Ek wil graag vir ons 'n gebed doen. Kom ons sit net so en ons raak teenwoordig. Here, ek bid nou dat daar waar elkeen van ons is, soos ons hierdie luister, dat ons regtig ons aandag sal rig op dit wat U van ons vanoggend wil kom sê. Here, ek vra dat U ons gedagtes vriendelik sal terugbring na die ryk oomblik in hierdie hier en die nou. Here, dat ons aandag nie afgetrek sal word nie. Here, die dinge wat in ons gedagtes is en ons harte is, Here, dat ons dit op 'n manier sal stil maak en ook die wêreld sal stil maak, sodat ons al meer kan fokus op U stem en dit wat U ook vandag vir ons wil kom sê. Here, ons is opgewonde om saam met U deur hierdie teks te werk, Here, en dis vir ons 'n absolute voorreg. Dankie. Amen. Ek gaan dadelik wegspring en ons teksgedeelte vanoggend, baie bekende teksgedeelte vir ons lees. Dit is die teks wat ons maar altyd lees met die intog van Jesus in Jerusalem op Palmsondag, en ek nooi julle uit om saam met my te lees uit Lukas 19 vanaf vers 28 tot 40. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra waarom julle hom losmaak, moet julle net antwoord: die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle: waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord: die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe, daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en ere aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord: ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Ek lees net tot sover. So vriende, daar is iets wat elke dominee weet, maar ons sê dit nie altyd hardop nie. Maar met sekere tekste of met sekere dienste wat jaarliks plaasvind, raak dinge vir ons 'n bietjie ingewikkeld. Want jy voel half met hierdie spesifieke dienste soos 'n Paasfees of 'n Kersfees of spesifiek Palmsondag, dat jy al alles gesê het oor die teks wat daar te sê is. Jy het al 'n paar keer gepreek, almal ken die Palmsondag teks verskriklik goed, of al die ander tekste. Jy weet, ons weet, Jesus ry op 'n donkie in Jerusalem in, die mense gooi klere op die pad of palmtakke en hulle skree Hosanna, Hosanna in die hoogste, en dit is verskriklik mooi, maar dit voel amper soos 'n toneel wat almal al baie goed ken. So wanneer ek gesit het en hierdie preek maak en ek dink, maar hoe gaan ek hierdie keer
dit maak sonder dat dit net soos nog 'n herhaling voel of net soos nog 'n Palmsondag preek. En soos dat ek rustig deur hierdie teks gelees het en gewerk het die week, toe val een klein sinnetjie my op wat nog nooit voorheen regtig my aandag getrek het nie. Ek het nooit voorheen baie opgelet na die gedeelte nie. En eintlik is dit iets wat ons gewoonlik baie vinnig verbylees, hierdie klein sinnetjie. En dit is die gedeelte wat sê, Jesus sê vir sy disippels, as iemand julle vra hoekom julle die donkie losmaak, sê vir hulle, die Here het dit nodig. Die Here het dit nodig. Iets wat ek net verbygelees het, nooit regtig by stil gemaak het nie. Stil gestaan het nie, ekskuus. En ek het aanvanklik gedink, jy weet, Jesus praat ook net hier van homself en ons gaan maar aan en ons lees verby. Maar ek het so 'n bietjie deur die evangelies gaan kyk om te sien of daar ander plekke is waar Jesus sê, hy het iets nodig. Want hier sê hy spesifiek, die Here het iets nodig. So ek het gewonder, jy weet, het Jesus al ooit voorheen gesê, hy het iets nodig. Daar is 2 oomblikke, in Johannes 4 is daar een, waar hy vir die Samaritaanse vrou vra, om vir hom water te gee, en hy het dit nooit gekry nie. En dan is dit die baie bekende oomblik, wat vir ons nou voorlê volgende naweek, Johannes 19, waar Jesus aan die kruis sê, ek is dors, jy weet, so kan hy net iets kry om te drink. Maar oor die algemeen kom Jesus nie voor soos iemand wat enigstens eintlik iets nodig het nie. En dit het my so 'n bietjie laat dink aan Paulus se preek in Athene, waar hy sê in Handelinge 17, vanaf vers 24 tot 25, ek lees dit in 2020 vertaling, waar daar staan, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here is van die hemel en die aarde, woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy word ook nie deur mense hande gedien, asof hy iets nodig het nie. En net so het die Seun van God ook nie regtig geleef as iemand wat deur mense hande bedien moes word, of wat baie nodig gehad het nie. Daarom dink ek, is dit hierdie jaar en hierdie keer vir my so opvallend, dat hy sê, maar hy het iets nodig. En dan wat hy sê, wat hy nodig het, is nog meer interessant. Wat hy uiteindelik noem, wat hy toe nou nodig het, is 'n donkie. En hy sê vir die disippels, as iemand vra, kom jy dit losmaak, moet julle net sê, die Here het dit nodig. Die Here het 'n donkie nodig. En soos dit dan gebeur, soos ons gelees het, vra iemand wel toe nou vir die disippels, hoorie, hoekom maak julle die donkie los? En hulle antwoord net eenvoudig, die Here het dit nodig, en daarmee is die saak toe nou afgehandel. Die eienaars het nie daar gesê, hoorie, moenie my donkie vat, of wat ook al nie. Saak is toe nou afgehandel. En hoekom toe nou die donkie? Hoekom het die Here 'n donkie nodig? Wel, dit het ons duidelik gesien ook in die Matteus Evangelie. Matteus 21 sê byvoorbeeld in hierdie selfde teksgedeelte, of in hierdie selfde storie, sê hy dat, Matteus 21 sê hy baie duidelik, dat Jesus sy disippels gestuur het, om 'n donkie te gaan haal, sodat vervul kan word, wat deur die profeet gesê is. So al die evangelies het 'n baie duidelike vertelling van Jesus se intog in Jerusalem, maar Matteus 21 sin voeg hierdie ekstra stukkie by, en dit gee vir ons 'n bietjie ekstra inligting. So dit sê, gaan haal asseblief die donkie, Jesus het sy disippels gestuur om 'n donkie te gaan haal, sodat vervul kan word, wat deur die profeet gesê is. So in Matteus 21 vers 5, as jy dit wil lees, en daarna te blaai, en dis ook weer eens die 2020 vertaling, staan daar, sê vir Sion se dogter, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n donkie, ja, op 'n jong donkie, die vel van 'n pakdier. Nou hierdie spesifieke woorde van Matteus 21 vers 5 word aangehaal, word verwys na, jy weet, wanneer daar staan die profeet sê, of die profeet se vervulling, dan kom dit uit Sagaria 9 vers 9. En in die tyd van Jesus het mense hierdie teks al eintlik lankal verbind met Jesus. In die tyd van Jesus het mense hierdie teks al lankal met die Messias verbind. So daar was reeds 'n verwagting dat die donkie eendag sou kom, nie op 'n oorlogperd soos wat ons weet nie met geweld nie met 'n klomp soldate en reg om dinge oor te neem nie, maar nederig, sag en rustig op 'n donkie. Met ander woorde, die idee van 'n koning wat op 'n donkie Jerusalem binnekom, was glad nie vreemd vir die konteks van daardie tyd en die samelewing nie. Dit was deel van hoe die mense oor die Messias gedink het.
Dit kan natuurlik ook wees, soos sommige mense sê, dat Jesus doelbewus so opgetree het, sodat mense hom direk met daardie profesie sou verbind. Dat hulle sou begin dink, hierdie is die Messias. Maar tog op 'n manier voel dit 'n bietjie vreemd, dat Jesus wou gehad het, mense moes hom dadelik direk met die Messias gekoppel het. En hoekom ek dit sê is, want baie keer deur die loop van die evangelie lees ons en ons sien hoe Jesus mense baie keer stil gemaak het wanneer hulle wou sê, jy weet, hy is die seun van God en hy is hierdie koning en hy is hierdie alles. Jy weet, Jesus was so stil en nederig en hy was nooit in die voorry nie. Hy wou nooit heel voor staan van die konsert nie. Hy wou nooit voorwees in die parade nie. Hy wou nooit al die aandag op hom gehad het nie. Dit is nie Jesus nie, ons sien dit deurloop het in sy evangelie. So, Jesus wanneer hy gehad het, mense moes so groot behaai oor hom gemaak het nie. So nou klink dit so bietjie anders as ons sê, dat Jesus miskien op hierdie manier die stad wou binnekom. Jy weet, dat hy wou gesê het, hier is ek is die Messias. Jy weet, die seun van God, hier kom ek, dit pas nie 100% vir my by Jesus en sy optrede nie. So dit voel 'n klein bietjie vreemd. Maar nou as ons 'n bietjie dink, en ons staan stil by die gedeelte wat vir my ook uitgestaan het, die Here het hom nodig, die Here het die donkie nodig, en ons kyk so 'n bietjie na hierdie sin miskien in 'n ander lig, dan laat dit ons so 'n bietjie 'n ander perspektief ook op dinge kry. Want toe ons 'n bietjie verder gaan rondkrap en ons dink so 'n bietjie verder, is dit baie interessant in die Lukas Evangelie dat die woord Here word baie keer gebruik. Dit word baie keer gebruik vir Jesus, partykeer vir God. Daar sal baie keer staan in die Lukas Evangelie die Here Jesus of die Here die Vader. So daar's verskillende benaminge, maar wanneer Jesus self praat, is daar nie 'n keer waar hy na homself as die Here verwys het nie. Wanneer Jesus self praat, gebruik hy dit meestal vir die Vader as hy verwys na die Here. So dit laat mense 'n bietjie wonder wanneer Jesus dan nou sê, die Here het dit nodig. Praat hy van homself, praat hy van God, verwys hy na God? Ons weet dat hulle is nog steeds een entiteit, ons maak hulle nie nou heeltemal los van mekaar nie, ons verstaan, is een begrip nog steeds, maar God het mens geword, hy het onder ons kom woon, Jesus het onder ons kom woon, en is dit dalk moontlik dat wanneer hy sê, die Here het dit nodig, dat hy moontlik nie hier na homself as mens verwys nie, maar eintlik na God verwys? Is dit 'n moontlikheid? Dit kan absoluut wees, en dit is wat my so geprikkel het van hierdie gedeelte toe nou. Want dit is iets wat mense nie heeltemal met sekerheid kan sê nie. Dit gee nie vir ons 'n duidelike antwoord in die teksgedeelte nie, so ons kan dit nie met absoluut sekerheid sê nie. Maar vir my maak dit tog sin binne die groter evangelie van Lukas. Wat dan beteken dat hierdie oomblik waar Jesus in Jerusalem ingaan, dat dit is nie iets wat noodwendig uit sy eie uit is nie. Dit is iets baie groter, is 'n baie groter prentjie, weer eens. Dit is groter as Jesus self, as ek dit nou in sulke woorde kan sê, ek moet nou versigtig wees hoe ek dit sê. Dit is God wat besig is om weer eens hier iets te doen. Dit is God wat besig is om sy seun na vore te bring, om hom sigbaar te maak vir hierdie wêreld. So Jesus werk weer eens, werk weer eens deur Jesus, hy bemagtig hom, hy gee vir hom die krag, die nodige dinge om te doen, en wat Jesus hier doen weer eens, is hy is gehoorsaam aan God se plan. So dit gaan nie net oor die donkie nie, die donkie is 'n belangrike verwysing na hoe die Messias gaan kom, hoe die koning gaan kom, maar hierdie is 'n storie ook van hoe God besig is om sy seun, sy koning aan die wêreld te wys en te sê, maar hier is die hele legkaart is amper besig om nou in mekaar in te val. So God is self besig om hierdie oomblik ook te lei. Want as ons eerlik is, ek dink Jesus sou so 'n bietjie stil in die stad ingegaan het. Ek dink hy sou die stad stil wou binnekom, sonder al die aandag, sonder die gejuig, want dit is maar hoe ons Jesus ken. Hy het nie nodig gehad om die groot skare hy het nie 'n groot skare nodig gehad om vir hom te skree Hosanna, Hosanna nie. Dit is nie hoe ons Jesus ken nie, maar hy doen dit. En ons lees ook later in Getsemane
dat Jesus bid, nie my wil nie, maar u wil. So ek dink iets van dit sien ons ook in hierdie teksgedeelte eintlik, en ek het dit so baie keer misgelees. Dit wys vir ons dalk hoe Jesus weer eens net gehoorsaam is, van sy lewe wat heeltemal en heeltyd ingestel is op die wil van die Vader. En miskien is hierdie intog in Jerusalem net nog so 'n oomblik waar Jesus nie altyd doen wat maklik is nie, maar wat doen dit wat die Vader wil hê, dit wat God van hom verwag, of dit wat God van hom vra. En dit sou dinge nogals 'n bietjie heeltemal verander het, wanneer Jesus sê, die Here het dit nodig. Weet, God het hierdie op 'n manier nodig gehad, dat die legkaarte so mooi in mekaar inval. God het nodig om te wys dat, hier is die een wat kom, hier is die een wat julle gaan red, hier is die een wat julle moet raak sien, hier is die een wat julle gaan kom verlos van julle sondes en julle wil bevry. So dit is al wat dit vir God beteken as hy, kans gee vir sy seun om in Jerusalem op hierdie manier binne te kom, is dit asof hy wil sê, maar hier gebeur alles nou, sien raak, laat julle oë oopgaan, hier is wat nou gaan gebeur, hier is die een wat julle gaan bevry. En toe Jesus op die donkie begin, ry, hierdie menseklere op die pad voor hom neergegooi. En dit was die beste wat hulle op 'n manier kon doen vir 'n soort rooi tapuit, om dit uit te rol, dat Jesus die stad binnekom. En toe hy nader kom by die pad wat van die Olyfberg afgaan, het die hele skare disippels God met groot blydskap en 'n harde stem begin prys vir al die kragtige dinge wat hulle gesien het. En hulle het gesê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Dit het waarskynlik beslis iets vir Jesus beteken, maar ek dink op daai oomblik was dit soveel groter vir God gewees, dat mense juig en sing, Hosanna in die hoogste, dit lees ons in die ander evangelies, of spesifiek in Lukas, geseënd is die koning wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Ek dink vir God was dit 'n groot oomblik, waar sy seun hierdie stad binnekom, en wat nou nog gaan gebeur. Ek dink vir God was daai oomblik baie, baie groot gewees. En nou maak hierdie ander gedeelte ook vir my so 'n bietjie meer sin, daar waar die fariseërs vir Jesus gesê het, jy moet jou mense stil maak jou skare stil, en dan antwoord Jesus, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe selfs begin uitroep. Want dit is presies hoe God hierdie oomblik wou gehad het. Die skare gaan nie stil gemaak word nie. Dit is presies hoe die Here, hoe God hierdie toneel wou laat uitspeel het, hierdie legkaart in mekaar laat inval het. Maar die ding is, toe Jesus gebore is, was daar nie juis 'n groot reaksie van die mense se kant af nie. Onthou, met Jesus se geboorte was dit ook maar, in die herberg stil, het Jesus die wêreld ingekom, en die meeste mense het dit nie eens agtergekom nie. Dit was die engele wat daardie nag gesing het, ere aan God in die hoogste hemel. Maar op hierdie Palmsondag sien die mens Jesus raak. Uiteindelik is dit die mense wat hulle stemme, wat sing en wat uitroep en wat met lof sing, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Dit is die mense wat nou sing, soos wat Jesus hierdie Jerusalem, hierdie stad ingaan. Maar ek dink ook nie dat hierdie verhaal stop op 'n manier daar nie. Ek dink Jesus het waarskynlik ook hierdie intog, soos dit gebeur het, nodig gehad. Ek sê dit op 'n versigtige manier, maar dit is vir my so mooi en besonder, dat op 'n manier dink ek het Jesus hierdie stemme nodig gehad wat skreeu, Hosanna, Hosanna in die hoogste, of hier is die koning, geseënd is die koning wat kom in die naam van vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Ek dink Jesus het ook nodig gehad om dit te hoor, om daardie stemme te hoor van sy disippels en van die mense wat hoop het en wat op hom daardie hoop plaas. En hoekom ek sê, ek dink Jesus het dit ook nodig gehad, want nie te lank van nou af nie, gaan hy tog hoor, kruisig hom. So ek dink die Here kan op 'n manier, soos dat hy die stad binne gaan, sy oë toemaak en die stemme hoor van hierdie mense wat
hulle hoop op hom plaas. En miskien is dit wat Jesus ook deur die groot lydensweek kry. Ek sê dit nou, jy weet, baie versigtig en is nou nie iets wat die teks baie eksplisiet vir ons sê nie, maar dalk is dit ook op 'n manier hierdie stemme, jy weet, wat Jesus deur hierdie moeilike tyd gaan kry. Ek meen ons almal beleef dit. Ons het nog nooit so iets beleef, so kruis op ons in ons lewe gedra nie, maar ons almal het swaar tye al gehad. En dit is die stemme van die mense wat jou liefhet en jou ondersteun, wat jou deur 'n klomp goed kry. En ek vermoed dit is dieselfde wat dalk hier met Jesus ook kon gebeur. Maar dalk is dit dan nou ook vir die skare nodig gewees. Hulle het ook iets nodig gehad en hulle het nodig gehad om hierdie Jesus te sien inkom op die manier wat God dit nou toe laat gebeur het. Want as Jesus sou inkom in die stad, sou hy dit stil gedoen het, niemand sou geweet het nie, very nonchalant, maar die skare het ook hoop nodig. Jy weet, op hierdie oomblik, op Palmsondag, het hulle ook iets nodig gehad om aan vas te hou en na te kyk en 'n stuk hoop te beleef. En dan is dit ook natuurlik waar die storie vandag by ons beland uiteindelik. God het hierdie donkie nodig gehad om vir die skare sy seun te kon openbaar, om deur Jesus te werk en om te bemagtig en te kragtig en te sê dat hier kom die een wat julle gaan red en julle bevry en julle gaan verlos. En soos ek gesê het, miskien het Jesus dit ook op 'n manier nodig gehad. Jy weet, om hom deur daai moeilike week te kry wat vir hom voorlê. Die skare het dit ook nodig gehad. So almal het so 'n bietjie iets nodig gehad. Jy weet, dit trek vir my terug na die Here het dit nodig gehad. Die skare het dit nodig gehad en miskien het ek en jy ook vandag nodig om uiteindelik hierdie storie te hoor. Want ek dink dat vir die eerste keer het mense begin besef wie Jesus is. En hulle kon nie anders as om uit te roep wat hy is en wie hy is en hulle het dit nodig gehad. En dalk is dit presies wat vandag nog gebeur. Nie omdat God op 'n manier afhanklik is van ons nie, maar omdat hy homself vir ons gee en ons nooi om ook te antwoord en ook te skreeu Sanna aan die hoogste, want Jesus is ons hoop. Jesus is die een waarna ons altyd kan kyk. Hy is altyd ons toevlug en ons krag en alles wat ons nodig het, is Jesus ook. En miskien vergeet ons dit partykeer. Ek en jy het ook nodig gehad om hierdie storie te hoor en te sien hoe Jesus inkom en waarheen hy op pad is en dit wat hy vir my en vir jou ook doen. So die vraag waarmee ons stil staan vandag is nie net wat daardie mense daardie dag gedoen het nie, maar wat ek en jy ook doen met hierdie wete, met dit wat ons weet. Want Jesus kom steeds na ons toe ook, nie in mag en geweld nie, maar hy kom op 'n nederige manier. Kom hy na ons en hy openbaar homself vandag. Hy openbaar homself nog steeds vandag aan elkeen van ons op ander maniere. Hy gee homself aan elkeen van ons. En wat gaan ek en jy daarmee doen? Want eintlik moet dit vir ons genoeg wees vir vandag. Dat ons net weer sien, dat ons net weer herken, dat ons net weer kan bely en sê dat Here, U is die koning. Dat geseënd is ons, want U is die naam, want U is die een wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Miskien moet ons net weer vandag stil bly en stil staan en dit vir onsself kan sê. Dat God kom nie net ook, dat Jesus kom nie net in hierdie groot oomblikke nie, God openbaar homself ook nie net in hierdie groot oomblikke in die intog nie, maar ook in doodgewone klein oomblikke in elkeen van ons se lewe. Want God bly dieselfde, die een wat kom, die een wat red, die een wat waardig is om gevolg te word. En mag ek en jy net dit opnuut weer vandag vir onsself sê, Hosanna in die hoogste, God openbaar sy seun vir ons, hy sê, hier kom die hele prentjie nou bymekaar, hier is die een wat julle gaan red, wat julle gaan verlos. En wat 'n oomblik, mag ons hierdie Sondag saam juig en vol lof en vreugde wees oor dit wat Jesus vir ons doen. Dat hy weer eens net bereid is om God se hele storie te laat openbaar en te laat gebeur en dat hy so gehoorsaam is daaraan, dat hy sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. En as U wil ek moet op hierdie manier die stad ingaan, dan gaan ek dit doen. Dat almal kan sien, Here, wat gaan gebeur in hierdie storie wat besig is om so mooi te ontvou. Here, U wil. En mag ons sommer net
dankbaar wees vandag vir hierdie hele toneel wat plaasvind. Mag ons sien, mag ons vol lof wees, mag ons erken, mag ons bely. Vriende, amen. Here, baie dankie dat ons ook opnuut vandag na hierdie teksgedeelte kon kyk met ander oë. Ag Here, ek dink die uitnodiging van hierdie teks is net weer om stil te staan en raak te sien wat gebeur. Om te kan bely en te glo, Here, en te vertrou en met 'n hart vol dankbaarheid en lof en aanbidding te wees, Here. Here, ons weet dat hierdie groot lydensweek begin en dat, ag ja, Here, die pad vorentoe vir U nie goed was nie. Here, maar vandag wil ons eintlik net stil staan en dankie sê. Ons wil afsluit met 'n hart wat vol lof en aanbidding is. Dat alles ontvou het soos dit het, dat dit plaasgevind het soos dit het. Here, daarvoor kan ons maar net dankie sê. Amen.